Welkom terug by die Rattle Rugby Skole Rugby podcast. Ons is nou 'n rukkie bietjie afgewees, werkdruk onder andere. Maar ons gaan nou weer gereeld begin gesels elke week en ons gaan hierdie podcast op al twee kanale pos en daarmee bedoel ek op Raakvat Rugby se YouTube kanaal, maar ook op Rattle Rugby se Facebook kanaal waar baie van julle, duisende van julle subscribers is. So welkom terug Dion, lekker om weer met jou te gesels. Hallo MV, ja, lekker om terug te wees. Ja, maar ek dink die afgelope paar weke daar was altyd iemand missing in action. So, maar is lekker om weer 'n bietjie skole rugby te gesels. Ja, ons het dit goed gedink om so ek sê om julle podcast ook op julle Facebook bladsy te sit. Mense kan sommer direk daarna gaan kyk. En as jy op die Facebook bladsy kyk na hierdie podcast, onthou op YouTube is daar Raakvat Rugby. As jy hou van Afrikaanse rugby, ons praat daaroor enigiets van die URC af tot die Valke, tot die SA Cup, tot internasionale rugby. Alles in Afrikaans, maar ek sê jy kyk nou. En as jy op YouTube kyk, gaan kyk daar op Rattle Rugby se Facebook bladsy as jy iets wil weet van skole rugby. Nicolees en Dion de Kok is die manne wat aan die stuur staan daar. So Dion, waar gesels hierdie week? Ja, ek dink ek moet oor die algemeen. Kom ons praat 'n bietjie algemene skole rugby, uitslae van die naweek en dan kan ons nou vinnig spring na ons top 20 toe wat ons altyd het en dan kan ons sommer 'n bietjie daar oor 'n paar goed gesels. 'n Paar wedstryde hier naweek wat ek net vinnig tellings gesien het. Pretoria Boys High want sit Albans 73-7. Dis vir my groot skoor, so ek weet nie of al beserings is of wat die situasie is, maar groot skoor vir Pretoria Boys High. Die ander enetjie is natuurlik Noordheuwel Monument, 'n Noordval derby gewees. Noordheuwel wat Monument gewen het 43-27. Maar ek weet ons het vroeër gesê in die vorige podcast, Noordheuwel van die begin van die jaar af is dit 'n span wat gelyk het asof hy hoe sê hulle in die Engels, they mean business. Jy weet hulle het teen al die groot honde by die Noord-Suid en by die Wille Klawer gespeel en hulle het hulle man gestaan, baie van daai games close. Ek dink hulle het teen Helpmekaar het hulle 'n bietjie swaar getrek. Dit was nou 'n week of 2 terug. Wat was dit? Ek dink 36-0. 36-0, ja. 36-0, ja. Maar ek het so tussen die lyne gehoor daar was 'n paar beserings. So ek weet nie of dit die rede was nie, maar ja, Noordheuwel dis nie, ek dink dit is 'n upset nie. Ek dink Noordheuwel is 'n skool wat besig is om uit die afgelope paar jaar sterk begin deurkom. So ek sien dit as 'n skool in die toekoms wat Ek wil gou met jou praat oor hulle voor jy verder gaan net vinnig. Yes. Noordheuwel het nou gewen teen Monument, maar jy weet hulle vorige laaste week verloor teen Kes 22-23 wat naby is, jy net genoem het teen Helpmekaar 36-0. Nou die einste Kes het nou 'n pak slaag gekry teen Affies, ek dink wat 65 ietsie. Dit is 'n jy weet, dis 'n groot pak slaag geweest. Kom ons kyk wat daai telling was. 65-19 het Kes verloor. So wat sê dit vir jou van Noordheuwel? Is hulle regtig so sterk of is Monument regtig so swak? Ek bedoel dit is bietjie skeef getrek. Ja. Ek verstaan van beserings goed, maar dit lyk bietjie skeef, né? Ja, ek dink as ons nou mense moet eintlik nou uitvind, is dit die beserings wat as jy nou sê Helpmekaar het hulle nou wel 'n pak slaag kry vir lack of better words, want 36-0 en teen Kes was geval wat ook nie hierdie jaar so sterk gesien. So nou weet ek nie of dit wel beserings was en daai ouens het nou begin terugkom nie. Mens dalk maar vir Botter Lawrence 'n lykie gee en hoor wat die situasie daar wat dit aanbetref. Was dit primêre rede? Was dit so? Want die ander probleem waarmee jy sit is en ons het hieroor gepraat as jy Wille Klawer speel en jy speel Noord-Suid. Jy weet dit is daai soos jy speel teen die topspanne en ek dink baie van hierdie skole hulle kry so nou na daai game waar hulle punch drank is. Nou hulle het nou 4-5 games hulle uitgespeel en dan kry hulle dalk daai een game wat hulle het slip. So ek weet nie wat die rede was vir die vasval teen Helpmekaar en teen Kes, want ek dink as ek nou 'n betting man was tussen Noordheuwel en Kes, sou my geld verseker op Noordheuwel gewees het. Maar skole rugby is dis onvoorspelbaar nog steeds, want jy kry 'n skolersbedag aan daar's 'n bounce of the ball, daar's 'n wat ook al en ek dink die geluksfaktor, ek wil nie die woord geluk gebruik nie, is daar groter op skole rugby vlak as op 'n internasionale vlak. Nou lyk my Helpmekaar is nogal nie sleg hierdie seisoen nie. As ek vinnig kyk wat hulle gedoen het, weet hulle het
gewen die laaste 4 wedstryde, Framesby 62-7 by die Wilde Klawer, hulle vel verloor teen Grey College 56-14, maar dis nou nie regtig iets om oor opgewonde te raak nie. Hulle het gewen, so jy nou gesien met teen Noordheuwel 36-0, gewen teen Helspruit 22-13, gewen teen EG Jansen nogal, jy weet 35-15. EG Jansen was laas jaar een van die beste skole, so ek dink help mekaar. Christian, hulle lyk vir my dat hulle dinge by mekaar trek daar, so dit lyk opwillend. Ja, ek dink help mekaar verseker as ons, ja, soos jy sê, daar 36-0. Ek dink help mekaar veral in konteks van die Noordvaal. Ek dink voor dit gemengde uitslae, ek het byvoorbeeld teen Kingswood vasgeval, Oos-Kaapse skool, maar nou moet ook sê Kingswood as jy na die Oos-Kaapse, as jy in konteks van die Oos-Kaapse skole gaan kyk, is dit nogal 'n skool wat sy stempel afdruk. So dit, ja, mens kan ook nou nie judge op baie uitslag nie, maar ek dink voor die Noordvaal, baie gemengde uitslae, maar as hulle nou met die Noordvaal ewe skielik begin deurkom, en ewe skielik resultate begin kry. So die Noordvaal, dink ek, is nog op hierdie stadium heeltemal oop. Ek dink ek en Nico het nog in die begin van die seisoen gesê, kyk, Garsfontein gaan nie nooit afskryf nie, Garsfontein gaan na AWC, ons gaan nou kyk op die rankings ook, hulle is maar daar top 10, en ons het Noordheuwel geback. Ons Monas nie kwaai geback nie, omdat hulle vasgeval het teen Grey, en ons het half gevoel Noordheuwel is dalk die span, maar jy weet, help mekaar is ook nou nog daar. Ek weet ek spring nou rond, maar ek dink Noordvaal op hierdie stadium lyk soos Garsfontein, eintlik Garsfontein help mekaar, Noordheuwel en Menlo as 'n buiteperd. Ja, Menlo Park doen goed hierso. Ja, ek het gehoor vandag hulle Stit wat blykbaar vir die SA skole gekies het uit sy gewrig gebreek laas naweek, en dis natuurlik 'n groot terugslag daarna, dink jy nie? Ja, ek sien gepraat daarvan, ek sien weer eens ons spring rond, maar ek sien die Kruiweek-span is ook nou uit, so ons moet dalk volgende week bietjie oor daai gesels. Ja, dis 'n goeie plan, dis 'n goeie plan. Kyk wat se skole word water verteenwoordig. So ja, sorry man, ek het daar 'n bietjie van skrip af gegaan. By die Noordheuwel Monas vasgehak. Ek het gesien Paulgim was weer 'n slegte by die naweek. Hulle het 93 punte opgesit. Hoor jy, daai span is so goed, hulle hoef nie 'n slegte by te wees om iemand met 90 punte te wen nie, lyk dit vir my. Nee, dis hulle is vir my nog steeds, ons sal nou oor die rankings ook praat. Hulle is vir my nog steeds nommer 1 in die land. Die professionaliteit waarmee hulle speel, laat elkeen weet wat hy moet doen, elkeen die spoed waarteen hulle speel. Daar is 'n ongelooflik goed afgerigte en talentvolle span. So ja, soos ek sê, hulle was, for lack of better words, hulle was like in 'n naweek weer kwaad. Jy sit nie net so met ATS Drostdy het teen eerste game van die seisoen teen Paul Boys het hulle Paul Boys bietjie skrik gemaak. En nou kry hulle 92 punte. Weer eens, mense moet uitvind wat is die konteks, wat is die storie agter die storie. Blaas maar altyd, daar is partykeer. So ja, daai wedstryd. 'n ander interessante enetjie was Rondebosch het 57-26 teen Boland Landbou gewen. Nou, Boland Landbou het laas week vir Paul Roos amper skrik gemaak, né? Ek dink Paul Roos het in die laaste minuut daai wedstryd deurgehak. Ek het Rondebosch gehad as 'n buiteperd in die begin van die seisoen. 'n buiteperd om hierdie jaar te goed te doen. Ons sal nou kyk waar lê hulle. En dan in ons omgewing Noordwes was die groot derby tussen Gim en Volkies. Gim het daai gevat. En dan die ander groot een is Paul Boys wat vir Paul Roos gewen het 36-26. So nou ons gaan nou sien op ons rankings. Dit beteken Paul Boys lê nou tweede, so die grootste derby in skole wêreld rugby lê nou 1 en 2. So ja, ons daai netjie gaan ook baie interessant wees om te sien die laaste game van die jaar. Ja, ek wil vinnig daar mention Transvaal, Transvaal het nou opgeskuif. So hulle is nou nie saam met die groot honde. Maar hulle is daar, hoor. Hulle speel goeie rugby. Hulle het EG gewen. Ek kan nou nie onthou wat laas week of die week voor dit was nie. So ja, ek sal lekker wees om hulle te 39-26, ja. Ja, so sal lekker wees om hulle 'n bietjie te sien. En is my hoekom ek daarvan hou is want jy weet die probleme waarmee ons sit en ons almal weet dit, skole talent raak al hoe meer gekonsentreerd
As jy kom ons van die leeuwstreek, as jy die leeuwstreek vat, die Kruimenweek kom uit oorwegend, kom uit 'n Monas, 'n Noordheuwel, help mekaar, 'n Jeppie, 'n Kes. So jy het 5 skole in 'n provinsie wat, ek weet nie hoeveel skole het nie. As jy Valke toe gaan, kom ons sê laas jaar dit was EG in die Valkestreek. Nou het ons daarom al 2, ons het nou al EG en ons het Transvaalia wat eintlik onder die ou Val-driehoek val. So ja, ek hou van die idee dat Transvaalia kompeterend is, want dit beteken ook, as Transvaalia kompeterend is, gaan hulle bietjie van daai kinders in daai area, in daai gebied hou. Wat ek dink belangrik is en wat ek like. Ek weet nie of die gekonsentreerdheid, ek weet nie wat die regte woord is nie, die gekonsentreerdheid van rugby spelers in Suid-Afrika in sekere streke, ek weet nie of dit aldag gesond is vir skole rugby en vir communities nie. Ek wil sommer met jou praat oor die wat jy nou gesê het. Nou, ekskuus, ek net iets so kyk, terwyl ek nou met jou praat. Ons het daardie dag met Elrich Lou gesels, nou na sy besering, en een van die groot dinge natuurlik is, hy kom van Transvaalia af. So jy hoef nie een van hierdie groot rugby skole te wees om ergens te kom met rugby nie. Dit wys jou net, dit kan nog steeds gedoen word, ten spyte van die feit dat al die aandag, al die talente gekonsentreer is, maar daar's nou baie sterk mense wat 'n baie sterk voorspraak maak daarvoor dat 'n speler kan nie skuif van skool tot skool tensy die ouers nie saamtrek nie. Dis blykbaar die reël wat in Nieu-Seeland van toepassing is. Hoe dink jy sal dit werk in Suid-Afrika? Ja, ek weet net hoe hulle dit gaan enforce nie. Want ek dink baie van daai spelers wat skole toeskuif gaan koshuis toe. So jy kan nou redeneer, jy stuur jou kind na koshuis toe. En ja, kyk, ons kan 'n klomp podcast hê rondom Beer se goed of sleg. Ek dink ons sal maar weer enetjie moet hê. Ek dink dis dalk die grootste gesprekpunt as by skole rugby kom tans in Suid-Afrika. Ek is vir dit en ek steun dit. Ek dink daar's modelle wat werk en nie wat werk nie, en daar's ek gaan net vinnig daaraan raak, maar ek dink ons moet op 'n volgende podcast bespreek. 'n nadeel wat ek daarmee sien is nie soseer rugby gefokus nie, maar is community driven. Ek sê altyd, is die klein dorpies is amper gebou rondom die kerk en die skool. En as die skool sterk is die community. Die skool is daai gom wat baie keer 'n community nie aan die lewe hou nie. Dit kan baie dramaties as ek sê aan die lewe hou, maar en wat nou gebeur is by mekaar hou, ja. Ja, by mekaar hou. En wat nou gebeur is daai topspelers uit daai community uitgaan. Ja, ek wens jy kan daai spelers in die community hou. Ek weet dis nie realisties nie, en dis nie waar ons is nou met rugby op hierdie stadium van die geveg nie. Ons is nou ongelukkig nie meer in die 80s nie. Dit werk nie meer so nie. Maar ja, ek dink ons kan 'n hele aparte podcast hê wat dit aanbetref, want ons kan dalk sommer 'n Paul Lok rondom dit doen, en dan kan ons meningspeiling. Ja, ons moet 'n meningspeiling hou. Jy gaan 'n meningspeiling hou op hierdie podcast, op julle Facebook bladsy. So mense kyk uit vir daai meningspeiling. Die gaan vir jou 'n paar vrae vra. Ons gaan dit gereeld elke week ook doen hierso, dat ons 'n bietjie hoor van julle terugvoer en goeters. So sê vir ons waarvan julle wil hoor. Ek en Dion gaan baie hard probeer om minder Engelse woorde te gebruik, maar dit is moeilik want rugby is maar baie Engels, maar ons sal maar probeer om beter Afrikaans te praat. Voor ons nou weer pak slaker uit daaroor. So dat ek my vandag. Nou Dion, kom ons praat top 20. Ons het ons eie unieke manier om te doen. Jy en Nico sit daar in nagte deur en brandkerse brand as die krag af is en slaan die calculator of die sakrekenaars en werk vir ons 'n top 20 uit. Hoe lyk dit vir jou? Wat is daar enige bewegings? Is Parel Gimnasium nog steeds die beste skool in die land by verre, of is daar 'n paar manne wat die aandag trek? Ja, kyk, die top 5, ons het begin van die jaar het ons voorstel die top 5 van die top 5 bly. Hulle gaan dalk 'n bietjie posisies skuif. Maar die top 5 is vir my hierdie jaar nog nader aan mekaar as wat hulle laas jaar was. Want jy sien byvoorbeeld die een span wen die ander span. So kom ons vat byvoorbeeld Affies het gelyk opgespeel teen Gim. En dan kom Paul Boys en hulle wen weer vir Affies. En Affies wen weer vir Paul Roos. En okay, Paul Roos kry is so groot hy nog kom. Maar ek dink daai top 5 is ons het gesê hulle gaan top 5 bly. Hulle staan soos ons om met op hierdie staan met ons Gim as nommer 1, soos ek nou gesê het. Ek back hulle om nommer 1 te bly. Paul Boys is nommer 2, Grey is 3,
wat teen Affies gewen het, 4 is Affies, 5 is Paul Roos wat laas jaar onoorwonne was en ek dink op ons laaste ranglys was hulle nommer 1 gewees as ek nou reg kan as ek nou reg onthou. So daai is daar. Dan op 6 het ons geskuif gehad, ons het Nico se buiteperd. Nico het gesê Oudtshoorn. Oudtshoorn is op nommer 6 en Oudtshoorn met hulle gemiddelde pakvoorts van 106 kg per pakvoorts en ek wil by sê dis nie 'n lomp 106 kg nie. Daai manne is vir hulle size is hulle beweeglik. So ek weet nie wie Oudtshoorn nog moet speel in terme van 'n top 5 nie, maar ek dink hulle gaan daar bly. DHS het baie afgeskuif. Hulle het vasgeval die naweek. Nico het ook DHS nou ook gesê DHS is ook 'n buiteperd. Uit KZN uit, dan het ons Garsfontein op 7. Maar Garsfontein, ons het nou nog gesê Garsfontein gaan altyd daar top 10 rond wees. So dit is die eerste Noordvaal skool lê dan op 7 en dan 'n skool daar's 2 skole wat vir my sterker begin deurkom in KZN en hulle begin nou hier in die top 10 in beweeg is Westville is die een en dan Northwood is die ander en Northwood lê 12de. Op my lys het ek Westwood as 8 en dan het ek DHS as 9. En dan Stellenberg op 10. Stellenberg is Rondebosch op 10. Stellenberg op 11, sorry, Rondebosch. My buiteperd op 10, Rondebosch op 10. Sorry, ek het Stellenberg op 11. Hilton 13, maar ek dink wat die ranking wat die ranglys moeilik maak, sê soos 'n Hilton op 13 is ek sal graag wil kyk hierdie, kom ons sê nommer 6 tot 15. Hoe sal hulle lyk as hulle teen die top 5 speel? So, maar ons op hierdie staan met ons Hilton 13, help mekaar waar ons nou nog gepraat het, 14. Wynberg nog 'n Kaapse skool 16. Paar Kaapse skole wat hier hand opsteek. Ek gaan nou gou 'n bietjie kyk hoeveel daar in die top 20. Outeniqua, hy gaan altyd daar wees. Boland Landbou 17 en hulle het nou die naweek eintlik kwaai vasgeval teen Rondebosch, maar laasweek teen Paul Roos in die laaste minuut verloor. So weer eens onvoorspelbaar, maar hulle is in ons top 20. 9 uit 20 Kaapse skole. Hoeveel? 9, ja. Ons het gesê, ons moet dalk nou 'n voorspelling weer maak, wie gaan die kry en wie wen. Nou, so. Ons gaan redelik akkuraat wees daar, en dan het ons Noordheuwel 18, Menlo op 19, wat ons het laas jaar op grond van, en ek dink dit was of ons eerste of tweede podcast wat ons hele Noordheuwel Affie debakel het ons daaroor gepraat, wat baie kontroversieel was, en ons het nogal, wel ek persoonlik het gedink dit gaan Noordheuwel se rugby skade doen, maar ek sê nou vir jou, Menlo se rugby skade doen, maar ek sê vir jou, Menlo het 'n baie goeie seisoen. Hulle genuine 'n baie goeie seisoen, ek meen daar is dit, hulle lê 19de, en dan Grey PE 20ste, alhoewel hulle het ook die naweek vasgeval, maar ja, hulle lê 20ste. Ja, so Menlo Park is die 4de hoogste Noordvaal skool, ja. Dus jy vat as 4 Noordvaal skole in die top 20. Ja. Garsfontein help mekaar, Noordheuwel en Menlo Park. En laas jaar het Menlo Park nie gespeel teen Affies nie. Dis wat jy nou verwys wat hulle die wedstryd afgestel het. Affies het hulle sterk in 'n krul gewip en die wedstryd sommer permanent afgestel. Maar as jy nou gesê het, Menlo Park lyk hierdie jaar baie goed. Definitief besig om iets te gebeur daar. Wie's nou in beheer van sake daar, so weet jy? Ja, en ek weet, Dirk is daar hoof van rugby soos ek het. Ek ken nie al die detail rondom hulle coaches nie, en dan Andries Ferreira, wat nou slot gespeel het vir Leeu's, hy is ook betrokke daar. Die res van die afrigtingspan weet ek nie, maar ja, ek dink General het 'n goeie seisoen tot dusver. En dis ook goed, want ek dink dit gaan die Noordvaal bietjie oopmaak. Ons wil nie so 'n kompetisie hê waar ons een skool het wat domineer nie. Ja, ek stem saam met jou. So wat ons gaan doen in die vervolg, mense, die ongelukkige punte van maak elke maandag net met die van die afrigters te praat, en dan gaan ons bietjie van hulle terugvoer af kry, en dan gaan ons die op hierdie kanaal ook vir julle pos, dat julle bietjie kan agterkom wat agter die skerms gebeur. Dit is belangrik om te weet
Hoekom het Menlo Park gewen of verloor, of hoekom het help mekaar gewen en verloor, dis beserings of eksperimente, wat ook al. Altyd lekker om te hoor wat eintlik daar aan die gang is. So, ek kan 'n punt daarvan maak om vir julle die inligting te bring. So, ek sien uit daarna, Dion, dit gaan nogal lekker wees. Ja, ons sal probeer 'n bietjie met die afrigters kontak te maak. Ek dink is vir my ook lekker. Ek wil nie net 'n uitslag sien en dan weet jy altyd wat die storie agter die storie nie, want ja, ons praat van beserings en ons wil nie ons wil ook nie elke game die beserings nie. Partykeer is soos jy sê, is daar eksperimente, partykeer is daar's ander redes. Ons het laas jaar dink ek ons die geval gehad wie het gespeel waar hulle sonder hulle SA skoolspelers gespeel het. Daai tipe van goed. Ja, ons sal kyk of ons bietjie meer kennis, bietjie meer info van die afrigter se kant af ook met die gehoor kan deel. Mense laat ons weet dat julle dink van hierdie top 20 van ons. Ek sê ons doen nogal baie moeite. Dion en Nico hardloop deur 'n hele klomp potlore en kersies soos ek nou nog genoem het. So as julle nie saamstem nie, laat ons weet. Ons wil dit 'n bietjie uitbrei. Ons wil hoor wat julle te sê het en hoor of dit geloofwaardig is. Maar ek wil met jou praat oor iets anders, Dion. Ek wil dit nie 'n point to ponder noem nie, want ek het net gesê ons Afrikaans praat. Maar kom ons noem dit 'n afbreekpunt, jy weet, of iets is dit, iets wat ter sake is. En ding wat ek en jy nogal baie oor gewonder het die laaste tyd is hierdie dat skole rugby, skolespanne oor see gaan toer om wedstryde te speel. Is dit 'n ewel? Is dit 'n goeie ding? Is dit 'n slegte ding? Wat is jou gevoel? Ja, ek het hoe noem ons hom nou afbreekpunt of 'n brandpunt, né? Maar ek het nogal gedink dat mens elke week dalk oor so ietsie gesels en ek wil juist nou oor hierdie ene gesels. Omrede ons het vroeëre jare het ons hierdie gesprek gehad, maar rondom 'n skool, maar dit was 'n ander sport. Dit was nie rugby spesifiek nie. En toe ek die persoon vra maar hoekom gaan hulle daar deelneem? Toe sê die persoon vir my nee, maar die afrigter van die span sê hulle voel hulle het hierdie jaar 'n lekker span en hulle gaan leer daar en alles. En ek sê toe vir hulle ja, maar as die doel is om te verbeter, sekerlik kan jy met daai selfde budget, want ek meen daai of selfde begroting, dis soos R50,000 'n kind of iets. Ek sê sekerlik kan jy met daai selfde begroting coaches, afrigters invlieg en kondisioneringsspesialiste kry en spesialistafrigters kry. Want wat ek teen dit gehad het is, noem dit dan wat dit is. Sê dan dis 'n so die Engelsman sal sê 'n glorified vakansie. As jy voel dit is 'n great geleentheid vir spelers, vir die kinders, is dit great. Maar my vraag is altyd wat is die druk wat op ouers gesit word? Want nou kry jy 'n situasie soos ek laasweek met 'n vriend van my gesels het waar skool gesê het hulle wil op oorsese toer gaan. Jy moet aandui of jy kan betaal of nie. So wat gebeur in so 'n geval? So die kinders wat se ouers kan betaal gaan en die kinders wat nie kan betaal, hoe werk dit? So ek weet ek vereenvoudig dit. Maar ja, dis die vraag. Ek dink dit is die afbreekpunt of die brandpunt wat ons by die gehoor wil hoor. Wat is hulle gevoel? Is 'n oorsese toer? En ek dink daar's verskillende opsies. Kom ons sê daar's 'n oorsese toer en die skool betaal. Dan is dit seker reg. Maar ek weet nie of die skool net sulke goed in hulle begroting het nie. Ja, dat is toch twee kanten van de begroting ook. Als die school betaalt, dan wordt daar iets bij iemand anders weggevat, is het niet? Ja. Je weet, en als je zegt, nou wat de gemiddelde ouder kan sommer R50,000 hoes om zijn kind oorsee te laten spelen. Laat hy sy kind nie gaan nie, dan staan hy agter in die ry. Ek stem saam met jou. Ek is nie 'n groot voorstander. So ek gaan hier onder in die kommentaar vasgesteekte kommentaar, 'n punt komment los. Wat vir julle gaan vra wat julle opinie is en laat ons weet hier onder in die kommentaar. Ek wil graag hoor wat julle te sê daaroor want ek dink dis nogal 'n ding wat pertinent is en van toepassing is. Ek dink persoonlik dis 'n ewel. Bewys ons verkeerd. Ons hoor graag van julle. Ek dankie Dion. Ek dink dis 'n baie goeie een om te gesels daaroor. Okay Dion, genoeg van die afbreekpunte en die brandpunte en allerlei ander goeders. Kom ons praat gou oor die naweek wat nou gaan kom. Wedstryd wat jy dink ons kan uitsien vir elke streek. Wat dink jy? Natal, Noordval, Beker en natuurlik die Weskaap. Watter wedstryde staan vir jou uit? Kan ons nou uitsien? Noordval gaan ek dit sê want Nico is nie hier om my te bash nie. Ek weet wat jy Afrikaans. Ja. Ek gaan sê Office JP. Noordval gaan ek sê Monas help mekaar.
Monas omdat hulle die naweek teen Noordheuwel verloor het, so ek dink hulle gaan terugkom met mening en help mekaar is op 'n hoogtepunt. So dit sal myne daar wees. Weskaap Gim Oudtshoorn, nommer 1 teen nommer 6. So Ja, dis 'n groot dit gaan 'n grootte wees. Oudtshoorn is mos Nico se buiteperd, jy nou genoem. Ja, dis Nico se buiteperd. So Gim Oudtshoorn en ek dink dis ook die een wat ek gaan livestream. Gim Oudtshoorn. Dit gaan my nommer 1 wees. En dan die groot KZN1 gaan DHS Milton wees. So nommer 9, DHS nommer 9 teen 13 Milton. Okay, ja. Ja. So Daar's op die grootste wedstryd, is die hoogste spanne, daai wedstryd, né? Nee, ek ja. 1 en 6 Parelgym en Oudtshoorn is die hoogste, ja. Ja. So ek dink in terme van as ons dink naas by top 20, okay, JP is 21ste, teen Affies wat 4 lê, maar ek dink as ons top gaan kyk, gaan dit my groot wedstryde wees. Ek het ongelukkig die kleiner skole het ek gekyk, so ek weet nie of daar kleinskool derbies is nie. En ek weet ons het daaroor gepraat, daai kleinskool derbies dis dieselfde as grootskool derbies. Dis weer eens, dis community driven. Ek like daai kleinskool derbies. Gemeenskap gedrewe, Dion. Gemeenskap gedrewe. Jy gaan baie houe namens my moet vat en ja. Ek help jou mooi reg man, nie van die kant af. Ek het gestraat. Net te vinnig. Ek is op hierdie stadium is ek nie goed in Afrikaans en is ook nie goed in Engels nie, want gisterand toe bel my 'n vriend van my, is 'n Engelse vriend van my en hy het sy 50ste en ons gaan nou na sy partytjie toe en ek wou toe vir hom sê want hy sê toe wat gaan ons met die kinders doen, maar ons gelukkig ons bly op 'n estate en die kinders is ouer, hulle het vriende hier, so ons kan baie keer uitgaan, hulle gaan na die vriende toe en ek wou toe vir hom sê I leave my kids at home a lot. Bedoel as ons soos uitgaan. En toe sê ek vir hom I lose my kids. I lose my kids a lot. So ja, ongelukkig op hierdie stadium, ek weet nou nie of ek Afrikaans of Engels my slegste of my beste taal is nie. Ja, so either way. Kies beide kante toe. Dis maar moeilik. Ons praat baie rugby en rugby is nou ongelukkig noodwendig Engels gedrewe. Maar as jy ons nou wil pak slaag oor ons Afrikaans of ons mengels, soos mense dit noem, jammer, ons probeer ons bes. Want ja, een dag is ons 'n rugby podcast, nie Afrikaanse podcast regtig nie. So, Dion, dit was lekker man. Ons praat volgende week weer. Dan gaan ons praat oor Krywe week, SA skole spanne en allerlei ander lekker dinge en dan kyk ons wat gebeur het hierdie naweek. Maar ons gaan nou weer lekker begin gesels. Maak seker jy kan of op julle Facebook bladsy of op Brakvat Rugby se YouTube kanaal gaan kyk. Elke week is daar die inligting. Dankie, was lekker man. 100. Dankie weer. Waardeer jou tyd.